Goeiemiddag liewe vriende, net 'n baie kort video om jou te praat oor beleggings in hierdie tye waarin ons is. Inderdaad moeilike tye, gevaarlike tye ook en tye wat 'n mens inderdaad bekommerd maak. Ek kry vanoggend beeldmateriaal daai uit Natal uit waar ek groot geword het, die klein dorpie Melmoth wat my broer vir my stuur en ek gaan dit vir jou wys. En dis tonele wat ons dalk ook op die nuus gesien het. Maar dit is nie net daar nie. Die hele Maritzburg se internet afgebrand. Dele van Gauteng word ook hard geslaan deur hierdie betogings en die mense wat die winkels plunder. Daar kan julle sien is Pep Stores en Shoprite en daar's 'n ATM wat net doodgewoon gestroop is. En so kan 'n mens aangaan oor hoe dit daar lyk. En dit maak 'n mens bekommerd en 'n mens vra dan 'n vraag oor wat moet jy doen met jou beleggings. Nou, die eerste ding wat ek vir jou wil sê is dat die beste ding is om niks te doen. Want 'n mens wil paniekerig raak en as ons besluite neem en dinge doen as ons paniekerig is dit gewoonlik die verkeerde besluite wat ons neem en die verkeerde dinge wat ons doen. So daarom nommer 1, in die heel eerste plek, wees asseblief rustig en doen dan ook niks. Die tweede ding wat ek vir jou wil sê is, dat verstaan net so 'n bietjie hoe die Suid-Afrikaanse markte werk. As die markte op is of af is, die beweging van ons markte word min bepaal deur dit wat in Suid-Afrika gebeur. As iets gebeur in Amerika, dit bepaal die beweging van ons markte baie meer as enige gebeurtenisse in Suid-Afrika. Die tweede ding wat ek wil sê rondom ons markte is dat 'n groot deel van ons Suid-Afrikaanse aandele het alreeds buitelandse blootstelling. So net deur doodgewoon te belê in Suid-Afrika, belê jy alreeds indirek in die buiteland. Die derde ding wat ek kan noem is dat alhoewel dit so lyk, ons Reservebank is nog onder goeie bestuur. Die dinge word daar nog redelik beheer daar. So vir nou is daar geen rede tot kommer. Wees asseblief rustig, ontspan oor jou beleggings en volgende week doen ek 'n webinar oor hoe jy in die buiteland kan belê, want ek glo inderdaad dat ons geld meer en meer buiteland moet skuif. Om die waarheid te sê, ek dink 'n mens moet ten minste so 30% van jou totale batewaarde moet jy in die buiteland kan hê. Maar 'n mens moet daardie dinge baie mooi beplan en volgende week 'n bietjie meer daaroor. Baie sterkte, wees veilig. Totsiens.